Goeiemôre geliefde gemeente, baie hartlik welkom vanmôre. Ons wil graag vir julle sê, mag die Here vir julle baie ryklik seën en mag sy guns en sy goedheid en sy genade oor julle almal wees. Ek het vanmôre weer vir julle so 'n prentjie saamgebring en net om dit wat hier op die tafel is, bietjie duideliker vir julle te wys. Dit is hoe dit lyk daar op die skerm. Lekker koppie tee, ek weet nie wie van julle hou van tee nie. Die meeste ouens drink seker graag koffie, nê. Want dis die boere se troos. Maar hierdie is 'n lekker koppie tee. So mag hierdie prentjie ook saam met die kinderdiens vanmôre vir julle elkeen en ook vir die kinders in besonder iets wees wat in ons gees en in ons gedagtes vir ons raak. So ek wil hê ons moet net sommer so sit, dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef, hy leef hier in my hart. Halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Mag ons regtig die Here Jesus wat opgewek is, ervaar en beleef. Ek het gedink dis belangrik dat ons net ook sal stil word voor die Here vanmôre. So raak bewus van opgewondenheid, blydskap. Ag, daar's baie van ons wat met pyn en swaar kry en met droefheid sit. So raak bewus daarvan. Ons bring dit na die Here Jesus toe vanmôre en ons gee oor aan die Here. Here Jesus, ons lees in u woord dat die hemele sing oor 'n nuwe lied. En hulle sing, u is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak. Omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke volk en stam en taal en nasie. Dankie dat u ons losgekoop het uit die volk waaraan ons behoort en uit die familiegroep waaraan ons behoort. En dankie dat ons voor u kan kom staan en sê, Here, hier is ons. Kom praat u met ons, Here. En neem ons op 'n lewensreis saam met u. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Van God wat gesê het, ek het jou gemaak. Jy is myne. Ek het jou geroep. Jy is myne. Ek het my seun Jesus Christus as losprys vir jou gegee. In jou plek het ek hom gegee sodat jy mag lewe.
Ons gaan 'n paar liedere saam sing, saam met die kinders. Ja, kom ons staan dan, sing ons net lekker saam. Alle volke klap je handen, juich tot eer van God. Verhef je stem en roem zijn naam in elke stad op aarde. Zing en zing dat saam, loof en prijs zijn grote naam, want hij is eeuwig koning in de hemel en op aarde. Zing en zing dat saam, loof en prijs zijn grote naam, want de hemel koning schenk ons zijn genade. Hij is eeuwig koning in die hemel en op aarde. Die volken kniel, die naties juich, al zijn scheppingsdaden. Zing en zing dat saam, loof en prijs zijn grote naam, want hij is eeuwig koning in de hemel en op aarde. Zing en zing dat saam, loof en prijs zijn grote naam, want de hemel koning schenk ons zijn genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juich, die horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en zing dat saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en zing dat saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning schenk ons sy genade. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof die Heer. Alles wat asem het, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. 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 Jesus neem ons kleine kinders, geef 'n hart vol liefde aan. Niemand mag ooit verhinder dat ons vry na hom kan gaan. Loof die Here, loof hom almal, halleluja, amen. Jesus hoor ons ook gebede, waar ons ook op aarde gaan. Dag of nag ons weet verseker, dat ons nooit alleen sal staan. Loof die Here, loof hom altyd, halleluja, amen. Jesus gee ons sy seën, lei ons op die regte pad. En ons weet dat hy ons lief het, hy het self ons hand gevat. Loof die Here, altyd, halleluja, amen.
Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Laat ons met engele loflied sing. Nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Neem U ons harte en maak dit rein. Dat ons gelowe U dien met liefde, ontvang die lof van anders klein. Geliefdes, ons gaan 'n paar verse saam lees vanmôre uit 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 17 tot by vers 19. Eintlik is dit tot vers 21. Ek dink ek het hom daar te kort gemaak. Vers 17 tot by vers 21, 1 Petrus 1. Ek hoop dat julle Bybel saambring as julle kerk toe kom. Ek het dit al baie keer vir julle gesê, want so help julle om te kontroleer of ek reg preek, of ek die woord preek en of ek nonsens praat. En my begeerte is om die woord te preek en nie nonsens te praat nie, maar help vir my, want julle, ek nooi julle uit om met my te praat oor die eredienste. Miskien is daar iets wat ek kan verander. Miskien is daar iets wat ek sê wat julle dalk nie heeltemal verstaan soos wat ek het verstaan nie. Ek nooi julle uit, praat met my. Julle is regtig welkom. Kom ons buig net ons hoofde in aanbidding voor die Here. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe soos klein kindertjies. Ons kom vanmôre na U toe met 'n geloof en met 'n verwagting in ons harte. Ja, ons kom na U toe om te kan sê, ons het U lief, Here. Vader, ons het U lief. Jesus, ons het U lief as ons verlosser. Heilige Gees, ons het U lief as die lewendmaker wat in ons harte kom werk. En ons wil onsself kom gee. Wil U deur die Gees en deur U woord ook vanmôre in ons harte by ons teenwoordig wees. Vader, ons gebed is dat U regtig vir ons sal help om net by U voete te sit vanmôre. En om te hoor wat U vir ons wil sê. En wanneer ons so bid vir ons geestelike behoefte, dan bid ons Vader dat U naam geheilig sal word, en dat U koninkryk sal kom, en dat U wil sal geskied, net soos daar bo in die hemel, hier op die aarde. En gee ons vandag dit wat ons nodig het, om van te lewe. Vader, daar's baie goed, en U weet wat het ons nodig. U woord sê nog voordat ons vra, weet U wat ons nodig het. Maar ons het in besonder nodig dat U deur U Gees U woord vir ons sal oopbreek. Vader, so bid ons ook vanmôre vir mekaar, dat U vir ons regtig naby sal wees. In besonder vir hulle wat siek is in hierdie gemeente. Vader, ons bid steeds vir Corneille, wat herstel na haar operasie. Ons bid vir oom Charlie, wat ook herstel na sy operasie aan sy voet. Vader, dis vir hom 'n verskriklike ding wat met hom gebeur het.
En ons wil maar net kom vra dat U regtig vir hom sal vashou. Ons dink aan tannie Pietie Grievenhou, vader wat siek is daar by die ouete huis. Ag, en daar's nog so baie ander wat by die ouete huis is wat siek is en wat sukkel en wat met die liggaamlike gebrek en die ouderdom en al die goed moet worstel. Ons bring hulle na U toe vanmôre. Vader, ons dink aan Hannes Lindekie wat geopereer is. En dankie dat hy kan sê, dit gaan met hom beter. Ons vra nie dat U guns en U goedheid ook oor hom en oor Joyce sal wees. Vader, ons dink aan oom Duif, wat nog in intensief is. En ons vra dat U regtig by hom ook sal wees en by Hennelie in hulle omstandighede. Maar dan bid ek in besonder ook vir Elma, wat moet gaan binnekort vir haar rugoperasie. Ag, gee ook vir haar genade, Here. Gee vir haar ook genade. Vader, dan bid ons vir elke een wat op 'n ander manier seer gekry het en wat afhanklik is en wat siek is en pyn het vanmôre. Hulle wat met hulle enkels sukkel, met hulle voete sukkel. Enigiemand anders wat met iets anders sukkel, wil U nie net vir hulle ontmoet nie. In besonder dan ook vir Elise en vir Hennelie, met 'n sussie wat oorlede is, wil U ook vir hulle net werklik vertroos in hierdie tyd van afskeid neem. Ag Here, ons kom staan net voor U. En ons vra dat U deur die Gees, U woord, in ons elkeen se hart sal kom vestig. In Jesus se naam bid ons hierdie dinge. Amen. Ek wil vir die kinders vra, as julle vrymoedigheid het, om maar sommer hier naderby te kom sit asseblief, want julle moet vir my help met my preek asseblief man. Ek sal dit regtig waardeer. En as julle nie wil nie, dan sal ek dit so aanvaar. Maar ek wil graag hê julle moet sommer hier voorkom sit, want julle moet vir my help. Julle kan sommer hier voor op die banke sit, ek gaan nou vir julle vra om uit te kom en vir my verder te kom help, hoor. Eckhart, jy kan hierdie kant ook sit, maar dan sit jy alleen. Is dit reg? Geliefdes, ek wil graag saam met julle die woord van die Here lees. 1 Petrus 1 vanaf vers 17, die volgende woorde. Aangesien julle hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. En dan vers 20, reeds voor die skepping van die wêreld is hy bestem hiervoor, maar terwille van julle het hy eers in die eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en julle hoop op God gerig. Geliefde gemeente en kinders, ek wil net weer daardie prentjie vir julle wys. Want hierdie gedeelte sê vir ons in vers 17 wat ons gelees het, ons moet lewe tot eer van die Here. Ons moet lewe tot eer van die Here.
Nou wat beteken dit om tot eer van die Here te lewe? Ek wil op 'n ander manier dit vir julle bietjie wys. En ek wil dit vir julle wys met tee vanmôre, met 'n teesakkie en met tee. Wie van julle drink graag tee? Julle drink graag tee. Wie van julle drink eerder koffie? Klomp van julle, nê. Want dit is die boere troos soos wat ek net nou gesê het. Maar ek gaan vanmôre so saam met die Engelse tradisie werk en ek gaan vir julle wys hoe tee werk. Maar dalk weet julle hoe die tee werk, nê. Maar as die Here vir ons hier sê, kinders, geliefde gemeente, dat ons tot eer van God moet lewe, dan dink ek 'n teesakkie help my om te verstaan hoe dit is om vir God te lewe. Nou as ek 'n teesakkie wil gebruik, en ek wil hierdie teesakkie vra om vir my iets te vertel van hoe ek vir God moet lewe, hoe dink julle, wat moet ek met hom maak? Eckhart sê vir my, ek moet hom in water gooi. In warm water, en in kookwater. Hoekom? Baie dankie, jy's baie skerp, hoor. Want as ek hier koue water ingooi, kinders, kan julle dit glo, gaan nie niks gebeur nie. Koue water laat tee nie trek nie. Koue water maak slegte tee, flou tee. Stem julle met my saam? Het julle al sulke flou tee gedrink? Dis glad nie lekker nie, nê. Dis nie lekker nie. So Eckhart sê, gooi kookwater hierin. Dankie Jackie vir die kookwater. So nou het ons kookwater hierin gegooi, en as hierdie teesakkie nou vanmôre vir ons moet kom vertel, iets van ons lewe, hoe ons die Here moet eer, dan het Eckhart gesê, gooi nou kookwater by. So wat gaan nou beteken dat ek vir julle vol kookwater moet gooi? Kan ek dit maar doen? Nee, ek kan dit nie doen nie, nee. Hoekom nie? Wat gaan kookwater aan julle doen? Dit gaan jou brand, wat sê jy? Gaan jou brand, nee. Dit gaan vir jou seer maak. Nou dink julle hierdie teesakkie lieg as hy moet kookwater kry? Nee. Weet julle wat? 'n Ding wat ons nie maklik verstaan nie, is dat die Here vir ons sê, om vir hom te kan lewe, moet hy baie keer kookwater in ons lewe gooi. Ek weet nie of julle mooi verstaan wat ek vir julle sê nie. Die Here sê vir ons, hy moet baie keer vir ons seer maak, sodat ons regtig 'n lewe kan hê wat tot eer van die Here is. Sê vir my. Ek bedoel nie dat die Here ons net moet straf oor ons sonde nie, nee, want die Here kom om ons sonde weg te vat. Kan ek dit vir julle anderster sê? Kan ek hierdie gedeelte vir julle lees, wat ek hierso geskryf het? Hier staan geskrywe, ons verheug ons nie net oor die mooi dinge nie, dis Romeine 5, maar ons verheug ons oor swaar kry. Jakobus 1 sê ons verheug ons oor beproewinge. So dis moeilike tye wat in ons lewe kom. Slegte dinge wat met ons gebeur. Ons word siek. Ons hardloop nie eers oor die wenstreep nie. Ons skiet nie altyd in die kol nie. Ons maak ons enkel seer. En dan moet ons krippel loop. Daar gebeur met ons baie dinge. Want die Here sê, deur die swaar kry in ons lewe en die beproewings in ons lewe, gebeur wat hier gebeur. Die swaar kry verryk ons lewe
Dit verryk ons lewe met volharding. Met ander woorde, ons hou aan. Dit verryk ons lewe met geloof. Dit verryk ons lewe met verdraagsaamheid. Dit verryk ons lewe met 'n klomp ander dinge. So om regtig lekker tee te hê, moet 'n kookwater hê. Om regtig vir die Here te lewe. Kinders, en dis baie keer meer as wat ons kan verstaan, sê die Here, moet daar swaar kry in ons lewe wees. En dis nooit vir ons lekker nie. Maar swaar kry maak dat ons lekker tee word voor die Here. Maar nou het julle al gesien, hierdie tee het nou al 'n bietjie getrek, nê? Of stem julle nie saam nie? Hy het so 'n bietjie getrek. Het dit dadelik so mooi bruin geword? Julle sê nee, hoekom nie? Hoekom nie? Eckhart, lyk my jy hou van tee. Dit vat tyd vir die tee om te trek. Hoor julle ouens mooi wat Eckhart sê? Om vir die Here te lewe. En wanneer daar pyn in ons hart, in ons lewe kom, en om vir hom te lewe met 'n liefde wat regtig kook in ons harte, en waar ons brandende is vir die Here, vat tyd. 'n Verhouding met die Here is nie kitskoffie nie. Jy gooi dit nie in 'n koppie en jy gooi water en jy roer hom en daar het jy nou 'n mooi lewe saam met die Here nie. Dit vat tyd. Ouens, dit vat tyd. Daarom moet ek en jy by die Here sit. Moet ek en jy tyd maak vir die Here. Daarom moet ek en jy ons Bybel lees. Al het ons nie altyd lus nie. Of het julle altyd lus om die Bybel te lees? Ek weet nie of julle eerlik is as julle sê ons is altyd lus nie. Maak ons altyd tyd? Nee, ons maak nie altyd tyd nie, maar ek wil vir julle die volgende ding wat hierdie teesakkie vir ons leer sê, dit vat tyd om werklik by die Here 'n lewe te leef wat goed is tot eer van die Here. So ons moet tyd maak om by sy voete te sit. En julle wil graag op die tablet kyk, en julle wil graag op die foon kyk, en julle wil graag TV kyk, en julle wil klomp ander dinge doen. Is dit nie so nie? Maar as ons net dit gaan doen, gaan ons verhouding met die Here nie werk nie. Die Here sê vir ons in sy woord, hy sê vir ons, ons moet onsself gee as 'n lewende, heilige offer. Nou ouens, as die ouens in die Ou Testament moes offer, byvoorbeeld vir Paasfees, ons is nou net by Paasfees verby, nê. Hulle moes 'n Paaslam van 'n jaar oud offer, maar hulle moes hierdie lam 2 weke voor die tyd uitkies. En hulle moes hierdie lam vir 2 weke lank versorg. En hulle moes vir 2 weke lank hierdie skaap in sy oë kyk. Terwyl hulle weet, oor 2 weke slag ek jou. So hulle moes saam met hierdie offerdier beweeg, sodat hulle kan dink oor dit wat hier gebeur. Want hulle moet hulle hande op die skaapie se kop sit, sodat hulle sonde kan oorgaan, so sê die Here in die Ou Testament. En as ons by die Here Jesus se voete sit, is hy God se offerlam. Hy is God se offerlam. Ons het dit gelees. Julle is nie losgekoop met dinge soos goud en silwer en met 'n klomp ander dinge nie. Julle is losgekoop met die kosbare bloed van die lam. So as julle by die Here Jesus se voete sit, dan moet ons gaan tyd maak sodat dit wat in ons lewe nie reg is nie, dat Jesus dit vir ons kan wegvat. So ek het met julle gepraat en vir julle gesê, ons moet kookwater opgooi
En ons verhouding met die Here groei deur die swaar tye, maar nou wil ek graag die tee bietjie verder gebruik. Kan julle sien wat se tee dit is hierdie? Kan julle dit lees? Eckhart, wat sê jy? Dink jy dis Lipton? Hier staan dit, Lipton. Ja, dis Lipton tee. So wat sê hierdie kaartjie vir julle, of hierdie etiket vir julle? Dis nie rooibos nie. Dit sê vir julle, dit is nie 5 rose nie. Dit sê vir julle, dis nie moerkoffie nie. So hierdie etiket vertel vir ons presies wat hierdie tee is. En as hierdie teesakkie my moet help om te dink oor my lewe, wat ek moet lewe tot eer van die Here, dan sê hierdie tee vir my, ek moet hierdie aardse etiket wat ek het, in Jesus laat weggaan. So wat sê dit? Die Here Jesus sê, by hierdie kaartjie, my lewe is 'n lewe wat vol sonde is. Jesaja 59 sê, God is nie doof nie, hy hoor ons. God se arms en sy hande is nie gebreklik nie, hy help ons. Maar die Here sê, dis julle sonde wat keer, dat ek julle hoor en dat ek julle help. So as ons sê, hierdie teesakkie moet ons help, dan sê ons, weg met hierdie ou aardse lewe, nê? Weg met hierdie ou aardse lewe. Weg met die lewe van sonde, die lewe wat vuil is en nie by God se hart inpas nie. Hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Hy gee vir ons 'n nuwe etiket, 'n identiteit in die Here Jesus Christus. Hy sê, ek het julle nuut gemaak. Julle is nuwe mense. Ek het julle ou hart uitgehaal, ek het vir julle 'n nuwe hart ingesit. Ek het julle gehoorsaamheid uitgehaal, ek het vir julle gehoorsaamheid in die plek van die ongehoorsaamheid ingesit. Hierdie gedeelte sê vir ons, dat ons kan word soos wat die Here Jesus is. Elke dag, al meer, en al meer, en al meer. Maar as ons hierdie teesakkie vat, dan het hy 'n toutjie aan, wat ons vasdraai. So hierdie toutjie in die teesakkie sê, hierdie ou sonde lewe bind ons met bande en met kettinge vas. Ja, die Here Jesus sê, hy kom vir ons 'n nuwe identiteit gee, hy vat hierdie ou aardse lewe weg. Hy sê vir ons, ek wil hierdie goed wat jou vasbind, hierdie ou gewoontes van iemand se sweets vat, iemand se toebroodjie by die skool te vat, ongehoorsaam te wees vir 'n pappa of 'n mamma, of om te jok, of om te vloek, of om sommer net iemand anders sleg te sê. Die Here sê, hy wil dit alles vir ons kom wegvat. Want hy breek die bande, so sê die woord. Die woord sê, die Here Jesus breek al hierdie bande en kettinge. So weg met al die bande en al die kettinge. Hier is my lewe. Maar as ek en jy nou na hierdie lewe kyk, dan het hy binnekant iets in, wat swart is. So die woord sê vir ons moet hierdie swart uitkry. Ons moet dit uithaal. En hierdie swart is die sonde wat in ons lewe teenwoordig is. So weg met die sonde in ons lewe.
Want as die Here Jesus ons kom vergewe, dan sê hy vir ons in sy woord, hy is getrou en hy is regverdig. Hy vergewe ons al hierdie goed as ons dit van hom sou vra. So ons gooi die sonde uit ons lewe uit, want ons bely dit voor die Here. Jesus is ons voorspraak by die Vader, so sê die woord. Wat beteken dit nou as ek hierdie sonde uitgegooi het? Wat dink julle, wat beteken dit? Eckhart, lyk my jy is aan mekaar praat vanmôre, maar jy is welkom. Ek is rein, ek is skoon. Ek kan weer 'n skoon kanaal wees. God kan my weer gebruik. Daarom, kinders, as ons wil vra hoe om regtig 'n lewe te lewe tot eer van die Here, en ons praat van 'n teesakkie lewe, dan beteken dit ek en jy moet skoon kom. Ons moet rein kom sodat God ons kan gebruik. En die woord sê dit vir ons baie mooi en baie duidelik, dat wanneer die Here Jesus ons vergewe, dan is ons skoon. Ergens is daar baie wind wat inkom. Maar weet julle, ek en jy kan nie God se skoon kanaal wees uit onsself uit nie. Wie het ons nodig? Wie sê jy? Ons het die Heilige Gees nodig, nê? Nou die Heilige Gees is in die Bybel, word hy vergelyk met vuur. Want die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort. Hy het gekom soos vuurvlamme. En hy het op elke een van, Eckhart, bring net vir my daar asseblief. Hy het elke een van God se kinders kom volmaak met vuur en met alles wat in hulle harte is. Hy maak ons die lig, hy bring die lig in ons lewe. Hy gee vir ons genade. Maar wanneer die Gees oor ons kom, dan bring hy die vuur binne in ons. Dan steek hy ons aan die brand. Dan lewe ons vir die Here. Dan brand ons vir die Here. Dan is ons warm in ons harte. Totdat ons sterwe, dan gaan ons op hemel toe. En as die Here Jesus weer op die wolke kom, dan kom ons saam met hom terug. So ek wil graag net vir julle sê, om 'n teesakkie lewe te leef, is om soos 'n koppie tee sterk te word, te trek, en op die ou einde jouself oor te gee, sodat die Here jou in sy lewe sal intrek, deur jou 'n nuwe identiteit te gee, deur al die bande af te breek wat jou vasbind, deur die sonde wat in jou lewe teenwoordig is, te vergewe, vir jou 'n skoon kanaal te maak en jou te vul met die Heilige Gees, sodat jy voluit vir hom sal lewe, totdat Jesus jou kom haal. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om tot eer van U naam te kan lewe. Dankie Here Jesus dat U gekom het en die dood vir ons oorwin het. En dat U die lewende Christus is. Inderdaad, dis soos wat ons gesing het, my Jesus lewe, hy leef. En ons weet dit. Ons vra dat U in ons harte sal kom lewe tot eer van U groot naam. Kom vat ons, Here, maak ons U tempels, maak ons U woonplek.
en lei ons deur U Gees om voluit vir U te lewe. Amen. Kom ons dien die Here met offergawes, en nou hoor ek iemand het gereël wie ook al offergawes gaan opneem, en hoe dit gaan wees. Kom ons sing hierdie pragtige lied, dan sluit ons met hom af. Ons moet die evangelie gaan uitdra. Kom ons staan. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Verspreid my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou en keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, Drie-enig, sal vir ewig by jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Die Here sal julle seën. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Die Here toon aan ons sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor julle. Die Here gee ons sy vrede. Amen. 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 Geliefdes, geniet hierdie week, mag die Here julle baie ryklik seën. Mag sy genade op julle wees. Hier is koffie hier in die konsistorie, so kom geniet koppie koffie saam met ons. Julle is baie hartlik welkom.